Dit is pas 7:00 en is ingeskakel op Adventiste Wêreldradio Afrikaans vir oggendlig. En vanmôre se program. Ons luister saam na die voorlesing uit God se woord, 1 Samuel hoofstuk 24, 25 en 26. Ons kyk ook wat die weer vir ons inhou vir vandag en ook vir die naweek wat voorlê. Ek deel met u 'n geestelike gedagte om saam met u die dag te neem en ons bid ook saam om die dag aan te pak. Welkom by Oggendlig. Goeiemôre en 'n baie hartlike welkom aan elke luisteraar by Oggendlig hier op Adventiste Wêreldradio Afrikaans. En onthou, hierdie is internetradio, so u kan enige plek luister reg oor die wêreld. Al wat u nodig het is net ons skakel. In Engels word dit die link genoem en dit is dan daai URL kodetjie wat u moet hê en u kan dit aanstuur vir al die vriende reg oor die wêreld en vir hulle nooi om saam met u in te skakel en na die klanke te luister hier op Adventiste Wêreldradio Afrikaans. Die skakel, of soos ons in Engels dit sê, die link is awrafrikaans.org, die /luister, maar as jy net gaan na awrafrikaans.org, dan druk jy net op die menu daarbo op radio en jy sal dieselfde plek geneem word. So die link, die skakel, awrafrikaans.org. Vandag is Vrydag 2 Januarie 2026 en dit is 'n voorreg om hierdie nuwe dag en nog 'n splinternuwe jaar saam met jou te begin. My naam is Heinrich Verleen en dankie dat jy gekies het om hierdie oggend tyd te maak vir die Here, vir sy woord, sy teenwoordigheid en sy leiding in jou lewe. Net voordat ons gaan kyk na ons oggendkragpunt, ek wil u net herinner, onthou ons het 'n gebedsspan wat saam met u wil bid en ook 'n digitale evangelistspan wat saam met u die woord van God wil studeer. As u graag met hulle kontak wil maak, kan u dit op twee maniere doen. Eerstens, u kan 'n WhatsApp stuur na 060 248 1172. 060 248 1172. Onthou, hierdie WhatsApp nommer is nie heeldag beman nie, maar dit sal deur die dag beantwoord word en u versoek sal deurgestuur word. As u onmiddellik met die spanne in aanraking wil kom, is die beste manier op die toestel waarop jy luister, sal u onder sien is daar 3 knoppies om op te druk. Die eerste een, stuur 'n gebedsversoek, stuur 'n Bybelvraag of versoek Bybelstudies. As u op enigiemand van daardie 3 druk, sal u met ons gebedsspan of digitale evangeliste in kontak kom. So gebruik enige tyd deur die dag, enige een van daardie 3 opsies, of stuur net vir ons 'n WhatsApp en ons span sal met u in aanraking kom. Nou, soos wat ons elke oggend gaan doen, wanneer ons oggendlig het, gaan ons net vir 'n oomblik stil staan by 'n kragpunt. 'n eenvoudige maar diep vraag wat ons harte toets en ons geloof wakker maak. Nou, vandag se kragpunt vra: as die Here jou vra om iets te doen, sal jy dit doen, al gaan dit teen jou algemene kennis? En ons kragpunt teks kom uit 'n gedeelte in die Bybel, Lukas hoofstuk 5 vers 1 tot 11, waar Jesus vir Simon Petrus vra om weer die net uit te gooi na 'n hele nag se harde werk en wat hulle geen vis gevang het nie. Menslik gesproke het dit geen sin gemaak nie. Maar nogtans antwoord Petrus: Meester, ons het die hele nag gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net uitgooi. Daardie eenvoudige gehoorsaamheid, teen beter wete, het plek gemaak vir 'n wonderwerk en vir 'n lewensveranderende roeping. So bly ingeskakel vanmôre, want vandag vra die Here ook vir jou en vir my: vertrou jy my meer as jou ervaring, jou logika en jou eie insig? Terwyl ons oor hierdie vraag bepeins,
Kom ons luister na die voorlesing uit God se woord en ons gedeeltes waarna ons luister kom uit 1 Samuel 24, 25 en 26. 1 Samuel, hoofstuk 24. En net toe Saul terugkom agter die Filistyne vandaan, is aan hom meegedeel en gesê, kyk, Dawid is in die woestyn van En-Gedi. Daarop het Saul 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en heen gegaan om Dawid en sy manne te soek teenoor die steenbokrotse. Toe hy kom by die skaapkrale langs die pad waar 'n spelonk was, het Saul daarin gegaan om sy voete te bedek, terwyl Dawid en sy manne agter in die spelonk sit. En die manne van Dawid sê aan hom, kyk, dit is die dag dat die Here aan u sê, nou gee ek jou vyand in jou hand, en maak met hom soos goed is in jou oë. Toe staan Dawid op en sny stilletjies die slip van Saul se mantel af. Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy die slip van Saul afgesny het, en hy het aan sy manne gesê, mag die Here my bevaar dat ek so iets aan my Heer, die gesalfde van die Here sou doen, om my hand teen hom uit te steek, want hy is die gesalfde van die Here. En Dawid het sy manne streng bestraf, en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. En Saul het uit die spelonk uit opgestaan en sy koers gegaan. Daarna staan Dawid ook op en gaan uit die spelonk uit en roep agter Saul aan en sê, my Heer die koning. Toe Saul agter hom omkyk, buig Dawid met sy aangesig na die aarde toe en val neer. En Dawid sê vir Saul, waarom luister u na die woorde van mense wat sê, kyk, Dawid soek u onheil? Kyk, vandag sien u eie oë dat die Here u vandag in die spelonk in my hand gegee het, en hulle het gesê ek moet u doodmaak, maar ek het u verskoon en gesê, ek sal my hand nie uitsteek teen my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Here. En kyk my Vader, ja kyk die slip van die mantel in my hand, want toe ek die slip van die mantel afgesny het ek u nie gedood nie. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is, en ek nie teen u gesondig het nie, alhoewel u op my lewe loer om dit weg te neem. Die Here sal oordeel tussen my en u, en die Here sal my aan u wreek, maar my hand sal teen u nie wees nie. Soos die spreekwoord van die voorvader sê, uit die goddelose gaan goddeloosheid uit, maar my hand sal nie teen u wees nie. Agter wie aan het die koning van Israel uitgetrek? Agter wie kom hy aangejaag? Agter 'n dooie hond? Agter een enkele vlooi aan? Maar die Here sal regter wees en oordeel tussen my en u. Ja, mag hy toesien en my saak verdedig en aan my reg verskaf teenoor u. Toe Dawid hierdie woorde ten einde toe tot Saul gespreek het, sê Saul, is dit jou stem, my seun Dawid? En Saul het sy stem verhef en geween en aan Dawid gesê, jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen, terwyl ek aan jou kwaad gedoen het. En jy het vandag bewys dat jy goed aan my gedoen het, dat naamlik die Here my in jou hand oorgelewer het, maar jy het my nie gedood nie. Want as iemand sy vyand aantref, sal hy hom op 'n goeie pad laat gaan? Maar die Here sal jou die goeie vergelde vir wat jy vandag aan my gedoen het. En nou kyk, ek weet jy sal sekerlik koning word, en die koningskap oor Israel sal in jou hand standhou. Sweer dan nou vir my by die Here dat jy my geslag na my nie sal uitroei en my naam uit my familie nie sal uitdelg nie. Toe sweer Dawid vir Saul. En Saul het na sy huis gegaan, maar Dawid en sy manne het na die bergvesting opgetrek. In Samuel, hoofstuk 25. En Samuel het gesterwe, en die hele Israel het saamgekom en oor hom gerou klaag, en hom begrawe in sy huis in Rama. En Dawid het hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Paran. En daar was 'n man in Maon wat sy boerdery in Karmel gehad het,
En die man was baie vermoënd. Hy het 3000 skape en 1000 bokke gehad, en hy was besig om sy skape te skeer in Karmel. En die naam van die man was Nabal, en die naam van sy vrou Abigail. En die vrou het 'n goeie verstand gehad en was mooi van aansien, maar die man was grof en boosaardig, en hy was 'n Kalebiet. Toe Dawid in die woestyn hoor dat Nabal sy skape skeer, stuur Dawid 10 jong manne, en Dawid sê aan die jong manne: Trek op na Karmel en gaan by Nabal in en vra hom in my naam na die welstand. En so moet julle aan die welvarende sê: Mag dit goed gaan met u sowel as met u huis, en goed gaan met alles wat u besit. En nou, ek het gehoor dat u skeerders het. Nou ja, u wagters was met ons saam. Ons het hulle nie beledig nie, en hulle het ook niks vermis al die dae wat hulle in Karmel was nie. Vra u dienaars en hulle sal u dit te kenne gee. Laat dus die jong manne guns vind in u oë, want ons het op 'n vrolike dag gekom. Gee tog wat u byderhand het aan u dienaars en aan u seun Dawid. Toe het die jong manne van Dawid gekom en met Nabal in naam van Dawid volgens al hierdie woorde gespreek en verder afgewag. Maar Nabal het die dienaars van Dawid geantwoord en gesê: Wie is Dawid? En wie is die seun van Isai? Daar is vandag baie dienaars wat hulle losskeur, elkeen van sy heer af. Sou ek dan my brood en my water en my slaggoed wat ek vir my skeerders geslag het, neem en aan manne gee van wie ek nie weet waar hulle vandaan kom nie? Daarop het die jong manne van Dawid omgedraai op hulle pad. Hulle het teruggekeer en aangekom en hom berig gebring volgens al hierdie woorde. Toe sê Dawid aan sy manne: Gord julle elkeen sy swaard aan. Hulle gord toe elkeen sy swaard aan. Dawid het ook sy swaard aangegord. En hulle trek agter Dawid op, omtrent 400 man, terwyl 200 by die pakgoed bly. Maar aan Abigail, die vrou van Nabal, het een van die jong manne berig gebring en gesê: Kyk, Dawid het boodskappers uit die woestyn gestuur om ons heer te begroet, maar hy het teen hulle uitgevaar. Tog was die manne vir ons baie goed, ook is ons nie beledig nie, en ons het niks vermis al die dae wat ons saam met hulle rondgetrek het, toe ons in die veld was nie. Hulle was 'n muur om ons, snags sowel as bedags, al die dae wat ons die skape by hulle opgepas het. En nou moet u self ondersoek en kyk wat u moet doen, want die onheil is vasbesluit oor ons Heer en oor sy hele huis. Maar hy self is so 'n deugniet, dat jy nie met hom kan praat nie. Toe het Abigail gou 200 brode geneem, en 2 sakke wyn en 5 toebereide skape, en 5 mate gebraaide koring, en 100 rosynekoeke, en 200 vyekoeke, en dit op esels gesit. En sy het aan haar jong manne gesê: Trek voor my uit, kyk ek kom dadelik agter julle aan. Maar aan haar man Nabal het sy niks te kenne gegee nie. En terwyl sy op die esel ry en in 'n kloof van die berg afdaal, kom Dawid en sy manne met eens af haar tegemoet, sodat sy hulle teëgekom het. Dawid het al gedink: Net verniet het ek alles wat aan hierdie man behoort in die woestyn beskerm, sodat daar nooit iets van sy goed vermis is nie, en hy vergeld my kwaad vir goed. Mag God so aan die vyande van Dawid doen en so daaraan toedoen, as ek van almal wat aan hom behoort, tot môre een laat oorbly wat manlik is. Toe Abigail Dawid sien, het sy gou van die esel afgeklim en voor Dawid op haar aangesig neergeval en na die aarde toe gebuig. En sy het voor sy voete neergeval en gesê: Op my Heer rus die skuld, maar laat die dienares tog voor die ore mag spreek en luister na die woorde van die dienares. My Heer moet hom tog nie stuur aan daardie deugniet van 'n man, aan Nabal nie, want so sy naam is, so is hy. Sy naam beteken dwaas, en dwaasheid is by hom. Maar wat my betref, u dienares het my Heer se jong manne wat u gestuur het nie gesien nie. En nou my Heer, so waar as die Here leef en u siel leef, dit is die Here wat u teruggehou het om in bloedskuld te geraak en met u eie hand te help. Mag dan nou u vyande en die wat onheil soek teen my Heer, soos Nabal word. En laat nou hierdie geskenk wat u dienares vir my Heer gebring het, aan die jong manne gegee word wat op my Heer se voetspore rondtrek. Vergeef tog die oortreding van u dienares,
want die Here sal sekerlik vir my Here bestendige huistig, omdat my Heer die oorloë van die Here voer en in u hele lewe in u geen kwaad gevind is nie. As 'n mens opstaan om u te agtervolg en die lewe te soek, mag die siel van my Heer dan saamgebind wees in die bondeltjie van die lewendes by die Here u God, maar mag hy die siel van u vyande uit die holte van die slinger wegslinger. En as die Here aan my Heer sal doen volgens al die goeie wat hy aan u beloof het, en u aanstel as vors oor Israel, dan sal daar vir u geen struikelblok en vir my Heer geen gewetenswroeging wees, dat u sonder oorsaak bloed vergiet het en my Heer homself hulp verskaf het nie. En as die Here goed sal doen aan my Heer, moet u aan u dienares dink. Toe sê Dawid vir Abigail: Geseënd is die Here, die God van Israel, wat jou vandag my tegemoet gestuur het. En geseënd jou verstandigheid, en geseënd jyself, wat my vandag teëgehou het om in bloedskuld te geraak, en my met eie hand te help. So waar as die Here, die God van Israel, leef, wat my verhinder het om aan jou kwaad te doen. As jy my nie gou tegemoet gekom het nie, voorwaar, daar sou van Nabal niemand wat manlik is, tot die môrelig oorgebly het nie. En Dawid het uit haar hand aangeneem wat sy vir hom gebring het, en vir haar gesê: Gaan op in vrede na jou huis. Kyk, ek het na jou geluister en jou in guns aangeneem. Toe Abigail by Nabal kom, het hy juis 'n maaltyd in sy huis aangerig, soos die maaltyd van 'n koning. En Nabal se hart was vrolik in hom, en hy was baie dronk. Daarom het sy hom niks, klein of groot, meegedeel, totdat dit die môre lig word nie. Maar die môre vroeg, toe die wyn Nabal verlaat het, deel sy vrou hom die dinge mee. Daarop het sy hart in sy binneste gesterwe, en was hy soos 'n klip. En na omtrent 10 dae het die Here Nabal getref, sodat hy gesterf het. Toe Dawid hoor dat Nabal dood was, sê hy: Geseënd is die Here wat die regsaak in die smaad my aangedoen teen Nabal verdedig het en sy knegt teruggehou het van die kwaad, terwyl die Here die kwaad van Nabal op sy eie hoof laat neerkom het. En Dawid het by Abigail aansoek laat doen om haar vir hom as vrou te neem. Toe het die dienaars van Dawid by Abigail gekom in Karmel en met haar gespreek en gesê: Dawid stuur ons na u om u vir hom as vrou te neem. En sy het opgestaan en met haar aangesig na die aarde gebuig en gesê: Hier is u dienares as slavin om die voete van my Heer se dienaars te was. Abigail maak toe gou klaar, en sy het op die esel gery met haar 5 diensmeisies wat op haar voetspoor volg, en agter die boodskappers van Dawid aangegaan, en sy het sy vrou geword. Dawid het ook Ahinoam uit Jesreel geneem, sodat hulle al 2 sy vroue geword het. Maar Saul het sy dogter Michal, die vrou van Dawid, gegee aan Palti, die seun van Laas, wat uit Galm was. 1 Samuel, hoofstuk 26. En die Sefiete het by Saul in Gibea gekom en gesê: Steek Dawid om nie weg op die heuwel Hagila, vooraan die wildernis nie. Toe het Saul hom klaargemaak en afgetrek na die woestyn Sif, en met hom saam 3000 man, uitgesoektes uit Israel, om Dawid te soek in die woestyn Sif. En Saul het laar opgeslaan op die heuwel Hagila, wat vooraan die wildernis langs die pad lê, terwyl Dawid in die woestyn gebly het. Maar toe hy sien dat Saul agter hom aankom die woestyn in, want Dawid het verkenners uitgestuur en verneem dat Saul verseker aankom, maak Dawid hom klaar en gaan na die plek waar Saul in die laar staan. En Dawid het die plek bekyk waar Saul gaan slaap het saam met Abner, die seun van Ner, sy leerowerste. Saul het naamlik geslaap in die waalaar, terwyl die manskappe rondom hom in die laar was. En Dawid het begin spreek met Ahimelech die Hetiet, en met Abisai, die seun van Seruja, die broer van Joab, en gesê: Wie sal met my saam afgaan na Saul na die laar toe? En Abisai sê: Ek sal met u saam afgaan. Toe Dawid met Abisai in die nag by die manskappe kom, lê Saul daar en slaap in die waalaar, met sy spies aan sy kop en end in die grond gesteek, terwyl Abner en die manskappe rondom hom lê.
En Abisai sê vir Dawid: "Vandag het God u vyand in u hand oorgelewer. Laat ek hom tog nou met sy spies in een slag teen die grond vassteek, sonder om dit 'n tweede keer te doen." Maar Dawid sê vir Abisai: "Bring hom nie om nie, want wie slaan sy hand aan die gesalfde van die Here en bly ongestraf?" Verder sê Dawid: "So waar as die Here leef, sekerlik sal die Here hom slaan, of sy dag sal kom dat hy sterwe, of hy sal aftrek in die geveg en omkom. Mag die Here my bewaar dat ek my hand aan die gesalfde van die Here sou slaan. Maar neem nou tog die spies wat aan sy kop en end is, en die waterkruik, en laat ons weggaan." Toe neem Dawid die spies en die waterkruik van Saul se kop en end weg, en hulle het heen gegaan sonder dat iemand dit sien, of merk, of wakker word, want hulle was almal aan die slaap, omdat 'n diepe slaap van die Here op hulle geval het. En Dawid het deurgegaan na die oorkant, en in die verte op die top van die berg gaan staan. Die ruimte tussen hulle was groot, en Dawid het geroep na die manskappe en na Abner, die seun van Ner, en gevra: "Antwoord jy nie, Abner?" Toe antwoord Abner en sê: "Wie is jy wat na die koning roep?" En Dawid vra vir Abner: "Jy is tog 'n man, en wie is soos jy in Israel? Waarom het jy dan nie by jou heer die koning wag gehou nie? Want een uit die volk het ingekom om die koning, jou heer, om te bring. Hierdie ding is nie goed wat jy gedoen het nie. So waar as die Here leef, voorwaar julle verdien die dood, omdat julle nie wag gehou het oor julle heer, oor die gesalfde van die Here nie. En kyk nou, waar is die spies van die koning en die waterkruik wat aan sy kop en end was?" Toe herken Saul die stem van Dawid en vra: "Is dit jou stem daar, my seun Dawid?" En Dawid sê: "My stem, my heer die koning." Verder sê hy: "Waarom agtervolg my heer sy dienaar tog? Want wat het ek gedoen, of watter kwaad is daar by my? Laat my heer die koning dan nou luister na die woorde van sy dienaar. As die Here u teen my aanhits, bied hom dan 'n spysoffer aan. Maar as dit mensekinders is, vervloek is hulle voor die aangesig van die Here, omdat hulle my vandag verdrywe, sodat ek my nie kan aansluit by die erfdeel van die Here nie, deurdat hulle sê, gaan weg, dien ander gode. Laat my bloed dan nou nie op die aarde val ver van die aangesig van die Here nie, want die koning van Israel het uitgetrek om een enkele vlooi te soek, soos 'n man 'n patruis op die berge agtervolg." Toe sê Saul: "Ek het gesondig. Kom terug, my seun Dawid, want ek sal jou geen kwaad meer doen nie, omdat my lewe vandag kosbaar was in jou oë. Kyk, ek het dwaas gehandel en my grootliks misgaan." En Dawid antwoord en sê: "Hier is die spies van die koning. Laat dan een van die jongmanne deurkom om dit te haal. Die Here tog vergeld aan elkeen sy regverdigheid en sy getrouheid. Die Here het u vandag in my hand gegee, maar ek wou nie my hand teen die gesalfde van die Here uitsteek nie. En kyk, soos vandag u lewe in my oë kosbaar was, mag so my lewe in die oë van die Here kosbaar wees, en mag hy my red uit elke benoudheid." Hierop sê Saul vir Dawid: "Geseënd is jy, my seun Dawid. Jy sal groot dinge doen en sekerlik die oorhand kry." Daarop het Dawid verder gegaan, en Saul het na sy woonplek teruggekeer. Dit was dan die voorlesing uit God se woord, en ons het vanmôre geluister na 1 Samuel hoofstuk 24, 25 en 26. En die gedeeltes waarna ons luister maak deel van die Glo in sy Profete Bybelleesprogram. En hierdie program is daarop gebaseer om die Bybel deur te lees in 'n tydperk van 3 jaar en 'n paar maande. Vir meer inligting kan u gerus gaan en opsoek na revivalandreformation.com. revivalandreformation.com. Hierdie program wat ons volg is 'n inisiatief van die Sewende Dag Adventiste Kerk wat vir ons dan gedeeltes gee om te lees elke dag, maar ook vir ons gedeeltes gee om te lees uit die boeke wat bekend staan as die Groot 5.
Dis deel van die Gees en Profesie reeks en die boeke is Patriarge en Profete, Profete en Konings, Konings van die eeue, Handelinge van die Apostels en die groot stryd. En ek het vir u baie interessante nuus. Daar gaan 'n nuwe reeks wees wat op Adventiste Wêreldradio Afrikaans uitgesaai gaan word vanaf volgende week Dinsdag. Die datum is dan, dat ons net die seker maak, die datum gaan dan wees die 6de Januarie, so van 6 Januarie af, elke Dinsdag en Donderdagoggend om 7:00 gaan ons kyk na die boek Handelinge van die Apostels. Wat gaan ons doen in hierdie program? Ons gaan luister na die volledige hoofstuk uit Handelinge van die Apostels en net daarna sal 'n kort insiggewende bespreking oor die hoofstuk dan bespreek word. So kom ontdek hoe die Heilige Gees die vroeë kerk gelei het en wat dit vandag vir ons beteken. Begin jou oggend met die woord, verdieping en hoop. So onthou Handelinge van die Apostels, Dinsdae en Donderdagoggende om 7:00 hier op Adventiste Wêreldradio Afrikaans, internet, radio. Ek kom met u graag hierdie volgende kort gedeelte deel en ek gaan soveel as moontlik van hierdie gedeeltes met u doen deur die jaar en dit kom uit 'n boek uit wat genoem word To Be Like Jesus. So die gedeeltes is vrylik vertaal met AI, so as dit dalk hier en daar 'n klein foutjie inkom, verskoon maar tog net, maar ek probeer om dit soveel as moontlik in konteks hou met wat geskryf is in Engels, en ek gaan vir u dan vandag se gedeelte deel wat handel oor Jesus, ons voorbeeld, en hoe hy gebed gebruik het in sy lewe. In Hebreërs 5:7 staan daar, hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane gebring het, aan hom wat hom uit die dood kon verlos, en verhoor is uit sy godsvrug. Die aand het begin aanbreek, toe Jesus 3 van sy disippels, Petrus, Jakobus en Johannes, na hom toe roep en hulle oor die velde lei, en ver teen 'n ruwe bergpad op, na 'n eensame berghelling. Die lig van die ondergaande son het nog op die bergtop vertoef, en met sy vergaande glorie die pad vervul waarlangs hulle beweeg het. Maar spoedig het die lig uit die heuwels sowel as die valleie verdwyn. Die son het agter die westelike horison gesak, en die eensame reisigers is deur die nag se duisternis omhul. Kort daarna het Christus vir hulle gesê dat hulle nie verder moet gaan nie. Hy tree 'n entjie van hulle af weg, en die man van smarte stort sy smekinge uit met sterk geroep en trane. Hy bid om krag om die beproewinge ter wille van die mensdom te verduur. Hy moet self 'n vars greep by die almag verkry, want slegs so kan hy die toekoms in die oë sien. Hy stort sy hartsverlange uit vir sy disippels, dat hulle geloof in die uur van die mag van duisternis nie mag beswyk nie. Aanvanklik verenig die disippels hulle gebede met syne in opregte toewyding, maar na 'n tyd word hulle deur moegheid oorweldig, en selfs terwyl hulle probeer om hulle belangstelling in die toneel te behou, raak hulle in die slaap. Jesus het hulle van sy lyding vertel. Hy het hulle saamgeneem sodat hulle saam met hom in gebed kon verenig. Selfs nou bid hy vir hulle. Die Verlosser het die droefheid van sy disippels gesien en het verlang om hulle smart te verlig en die versekering dat hulle geloof nie te vergeefs was nie. Nou is die las van sy gebed dat aan hulle 'n openbaring gegee mag word van die heerlikheid wat hy by die Vader gehad het voordat die wêreld was. Dat sy koninkryk aan menslike oë geopenbaar mag word en dat sy disippels versterk mag word om dit te aanskou. Hy smeek dat hulle 'n openbaring van sy goddelikheid mag aanskou en dat hulle in die uur van sy uiterste sielsangs sal vertroos, met die wete dat hy waarlik die Seun van God is en dat sy vernederende dood deel is van die verlossingsplan. Sy gebed word verhoor. Terwyl hy in nederigheid op die klipperige grond gebuig lê, gaan die hemele skielik oop. Die goue poorte van die stad van God word wyd oopgeswaai en 'n heilige glans daal op die berg neer en omhul die gestalte van die Verlosser. Goddelikheid van binne straal deur die menslikheid en ontmoet die heerlikheid wat van bo af kom. Christus staan op uit sy neergebuigde houding en staan daar in goddelike majesteit.
Die sielsangs is weg, sy aangesig skyn nou soos die son, en sy klere is wit soos die lig. En hierdie word dan uitgehaal uit die boek Die Koning van die Eeue, bladsy 419 tot 421. Jesus het nodig gehad om in gebed met sy Vader te wees. Toe hy hier op aarde was, het hy vir ons die voorbeeld gelaat. U en ek het dit ook nodig, daagliks, om in gebed met die hemel te kan vertree. Maar soms voel ons dat ons op ons eie nie altyd kan bid nie. En daarom het ons 'n gebedsspan wat gereed is om saam met jou te bid. Onthou, u kan die gebedsversoek stuur deur dit vir ons op WhatsApp te stuur. Ons WhatsApp nommer 060 248 1172. Of gaan na ons webtuiste toe, awrafrikaans.org, en druk daarop stuur 'n gebedsversoek. Selfs nou op die toestel waarop jy luister, as jy kan kyk na waar jy die play-knoppie gedruk het, kan jy ook daaronder sien, daar is 3 opsies. Stuur 'n gebedsversoek, stuur 'n Bybelvraag of versoek Bybelstudies. En wanneer jy op enigeen van daardie 3 druk, sal jy na die bladsy geneem word om die versoek aan ons te stuur. Ek deel met u graag wat die weer vir ons inhou vir vandag, asook vir die naweek wat voorlê. Nou, ons het gewoonlik die stemgreep van Fox Weather wat vir ons hierdie inligting gee, maar hulle is nog af tot en met volgende week toe. So van volgende week af sal ons hooplik dan weer al die inligting hê om met u te deel van hulle af, maar ek deel met u solank dit wat ek toe nou kon kry en wat inligting gee vir vandag en vir die naweek. Nou, die Suid-Afrikaanse Weerdiens het waarskuwings uitgereik vir die vroeë dae van die jaar. Dit sluit nou vandag in, as ook môre 3 September en 4 September. En daar word hewige donderstorms oor baie provinsies verwag, veral in die noorde en oostelike dele van die land. Hierdie storms kan lokale oorstromings, haal, swaar reën en sterk winde bring, insluitend vir Gauteng, Mpumalanga, Limpopo, Noordwes en KwaZulu-Natal. Die droogterige dele is die westelike en suidelike provinsies, en daar is dan die gewone hitte en vuurgevaar wat dan 'n waarskuwing voorgekry het. So kom ons kyk vinnig na die verskillende provinsies en wat daarvoor voorspel word. So ons begin dan by Gauteng, en daar word vir vandag voorspel 18 tot 33 grade en 60% reën. Dis gedeeltelik bewolk, warm met verspreide donderstorms laatmiddag. In Mpumalanga is dit minimum 17, maksimum 28 grade met 70% reën wat verwag word, en dit sê bewolk tot warm, baie verspreide buie en donderstorms. In Limpopo minimum 20, maksimum 33, en dit sê warm tot baie warm, geïsoleerde middagstorms wat lyk na 'n 50% reënvoorspelling. In Noordwes minimum 18, maksimum 32 met 'n 50% reënvoorspelling, en hulle sê dit gaan warm met verspreide donderstorms in die namiddag wees. In die Vrystaat is dit dan minimum 16, maksimum 30 met 40% reënval voorspelling, gedeeltelik bewolk, warm en kans op laatmiddagbuie. KwaZulu-Natal minimum 20, maksimum 30 en 'n 60% voorspelling vir reën vir die dag, warm en vogtig, verspreide reën en donderstorms veral in die binneland. In die Oos-Kaap minimum 16, maksimum 28 met 'n 30 tot 40% reënval, gedeeltelik bewolk, ligte buie moontlik in die oostelike dele. In die Wes-Kaap minimum 50, maksimum 32 met 'n 10% reënkans, warm tot baie warm binneland, hoofsaaklik droog. In die Noord-Kaap 18 minimum, 36 maksimum, en dan is dit 'n 10 tot 20% reënval kans wat daar is. Onthou, dit is baie warm en droog in die Noord-Kaap, so daar is 'n baie hoë vuurgevaar, so wees maar versigtig. Dan vir 3 Desember is die voorspelling vooruit in Gauteng minimum 17, maksimum 29 met 'n 60% reënkans,
Dit gaan gedeeltelik bewolk wees met middag- en laatmiddagstorms wat kan neerval. Mpumalanga minimum 16, maksimum 27 met 'n 70% reënval, bewolk, koel in hoogliggende areas, gereelde reën en storms. Limpopo 21-34 met 'n 40 tot 50% reënval kans. Onthou, dit gaan warm tot baie warm wees vir môre 3 Januarie met geïsoleerde storms. In Noordwes minimum 18, maksimum 31 met 'n 50% kans vir reën, warm met verspreide donderstorms. In die Vrystaat minimum 15, maksimum 29 met 'n 40% kans vir reënval. Dit gaan gedeeltelik bewolk wees met kans op ligte buie. In KwaZulu-Natal 21, minimum 29, maksimum met 'n 60 tot 70% reënval. Dit gaan warm, bewolk wees met verspreide reën. In die Oos-Kaap 15 tot 27 grade, 30% kans vir reën, deels bewolk, ligte reën langs die kus mag moontlik wees. In die Wes-Kaap 14 minimum, 30 maksimum. Daar is 'n 10% kans vir reën, maar dit gaan warm, droog, sterk son en 'n hoë UV-indeks wees. So as jy bietjie in die laatmiddag wil gaan stap daar langs die kus, maak maar seker jy het die sonblok op. In die Noord-Kaap minimum 19, maksimum 37 en dan 'n 10% reënval. Dit is baie warm en droog. Dan vir Sondag iets minder intense storms, maar steeds kans op middagreën oor die binneland. Warm somerweer sal voortduur. Ons kyk na Gauteng, minimum 18, maksimum 30 met 'n 40 tot 50% reënkans. Dit is warm, gedeeltelik bewolk met geïsoleerde storms. Mpumalanga minimum 17, maksimum 28 met 'n 60% reënval, bewolk met verspreide buie. In Limpopo minimum 22, maksimum 35 met 'n 40% kans vir reën, baie warm en kans op enkele storms. In Noordwes warm, geïsoleerde buie moontlik, 19 minimum, 32 maksimum met 'n 40% reënkans. In die Vrystaat minimum 16, maksimum 30 met 'n 30% reënkans, is gedeeltelik bewolk maar meestal droog. In KwaZulu-Natal minimum 20, maksimum 30 met 'n 50% reënval, so dit is warm en vochtig met enkele buie wat voorspel word. In die Oos-Kaap minimum 16, maksimum 28 en dan 'n 30% reënval, dit is deels bewolk, ligte reën plek. In die Wes-Kaap minimum 15, maksimum 31 met 'n 10% reënkans, warm en sonnig, so vir die laaste dag voordat die groot werksweek begin, mag jy dalk die weer baie kan geniet daar langs die kus. Dan in die Noord-Kaap minimum 20, maksimum 38. Dis 'n baie skraal kans vir reën, dis meer warm, droog met verhoogde vuurgevaar. So dan het 'n opsomming vir Vrydag, storms en buie oor groot dele van die land, baie warm, droog weer in die westekant. Vir Sabbat 3 Januarie is 'n donderstorms en reën in die noorde en in die ooste kant van die land, maar droog en warm in die weste. En dan vir Sondag 4 Januarie sal dit gedeeltelike storms in die binneland wees, warm en droog in die suidweste. So ja, dit is dan wat om te verwag, wees maar op die uitkyk en hou maar gereeld dop wat aangaan, waar hy is, en kom ons let maar net op vir die waarskuwings wat daar uitgegee is. Ek deel graag met u nog 'n gedagte uit hierdie pragtige boek, die boek To Be Like Jesus. Dit is dagstukkies gebaseer op die lewe van Jesus. In Lukas 3 vers 21 tot 22, en toe die hele volk gedoop is, en Jesus ook gedoop is en besig was om te bid, is die hemel geopen en die Heilige Gees het in 'n liggaamlike gedaante soos 'n duif op hom neergedaal. En daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê, jy is my geliefde seun, en u het ek welbehaag. Die belydende volgelinge van Christus kan sterk wees in die Here as hulle gebruik maak van die voorsiening wat vir hulle gemaak is deur die verdienste van Jesus. God het die hemel nie gesluit in die nederige gebede van berouvolle, ootmoedige gelowige siele nie. Die nederige, eenvoudige, ernstige, volhardende gebed van die getroues sal nou in die hemel deurdring,
net so seker as wat die gebed van Christus dit gedoen het, toe hy gedoop is. Die hemel het vir sy gebed oopgegaan, en dit wys vir ons dat ons met God versoen kan word, en dat daar gemeenskap tot stand gebring is tussen God en deur die geregtigheid van ons Here en Saligmaker. Christus het die menslike natuur aangeneem, en tog was hy 'n noue, intieme verhouding met God. Hy het die menslikheid met sy goddelike natuur verbind, en dit het vir ons moontlik gemaak om ook deelgenote van die goddelike natuur te word, en so te ontvlug aan die verderf wat daar in die wêreld is, deur die begeerlikheid. Christus is in alles vir ons 'n voorbeeld. As antwoord op sy gebed tot sy Vader is die hemel geopen, en die Gees het soos 'n duif neergedaal en op hom gebly. Die Heilige Gees van God wil met mans en vroue gemeenskap hê, en in die harte van die gehoorsame en getroue woon. Lig en krag sal kom na die wat dit ernstig soek, sodat hulle wysheid mag hê om Satan te weerstaan en te oorwin in tye van versoeking. Ons moet oorwin, net soos Christus oorwin het. Jesus het sy openbare bediening met vurige gebed begin, en sy voorbeeld toon duidelik dat gebed noodsaaklik is om 'n suksesvolle Christelike lewe te lei. Hy was voortdurend in gemeenskap met sy Vader, en sy lewe stel aan ons 'n volmaakte patroon voor wat ons moet navolg. Ons is afhanklik van God vir sukses in die Christelike lewe, en Christus se voorbeeld open vir ons die weg waardeur ons kan kom tot 'n onuitputlike bron van krag, waaruit ons genade en mag kan put om die vyand te weerstaan en as oorwinnaars uit die stryd te tree. En hierdie gedeelte kom uit The Signs of the Time, 24 Julie 1893. En wat 'n mooi gedagte oor gebed is dit ook nie. 'n Gedagte om ons te herinner hoe gebed ons nader bring aan ons hemelse Vader. En nou, daarom wil ek u weer uitnooi. Onthou, u kan kontak maak met ons en vra vir gebed. Daar's 'n span met gebedsryders en digitale evangeliste wat gereed staan om jou versoeke te ontvang. Hoe stuur u u versoek? U doen dit deur om vir ons 'n WhatsApp te stuur na 060 248 1172. 060 248 1172. Of u kan ook vir ons op ons webtuiste 'n versoek stuur. As jy gaan op toestel waarna jy nou luister, dan kyk jy daar net onderkant die plyknoppie wat gedruk is, sal jy sien, daar is 3 opsies, stuur 'n gebedsversoek, vra 'n Bybelvraag of vra vir Bybelstudies, en jy sal op enigiemand van hulle kan druk en daar vir ons u versoek aanstuur. En ons sien uit om dit te ontvang en saam met u die pad te stap in hierdie nuwe jaar wat voorlê. En soos wat ons dan nou gereed maak om hierdie dag in te gaan, wil ek u net herinner, onthou, dit is Vrydag, en Vrydag is die dag wanneer ons gereed maak om die Sabbatsure in te gaan. En ons betree die eerste Sabbat van 2026, amper sê ek 2025. Ons is mos in die nuwe jaar, en daarom wil ek u ook dan net herinner, onthou om vandag u harte gereed te maak, om die Here te ontmoet, wanneer die heilige ure aanbreek. Maar net voordat ons dan klaar maak met vandag se program, kan ek saam met u bid. Ons liewe hemelse Vader, dankie dat u vandag weer saam met ons is, en dat ons voor u kan staan in nederigheid en geloof. En ons bring ons harte tot u in eerlike gebed, met die vertroue dat u ons verhoor. Want ons het die voorbeeld van ons Verlosser, wat dit ook gedoen het, toe hy hier op aarde was. Here, ons wil vra dat, net soos wat u krag ontvang het, toe u gebid het, sal u ook vir ons die krag gee om te volhard in gebed. Selfs wanneer menslike rede inkom en vir ons sê niks is moontlik nie, mag ons onthou dat u ons kan vul met dit wat ons nodig het om ons dagtake aan te pak. Help ons om op u woord te reageer, selfs wanneer ons teen ons eie insig en begrip ingaan. Vul ons met die Heilige Gees, Here,
sodat ons in alle omstandighede sterk kan wees in U. Laat ons wysheid en krag vind om versoeking te weerstaan, en laat ons oorwin soos Christus oorwin het. Mag ons harte altyd op U gerig wees, en mag ons geloof in U nooit beswyk nie, selfs in die moeilike tye. Here, ons kom voor U net soos het U in gebed gekom het, voor U Vader, en ons bid vir daardie selfde nabyheid. Laat ons U teenwoordigheid ervaar, laat ons U troos vind in U liefde, en laat ons inspirasie hê om U lig in die wêreld te weerspieël. Dankie dat U ons nooit loslaat nie, en dat U altyd daar is om ons te versterk en ons te lei. Ons plaas vandag ons lewens en ons gedagtes en ons dade in U hande. En ons bid hierdie in die naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons voorspraak in die hemelse heiligdom. Amen. Dankie dat jy